Goeiemôre almal. Ons is bly om julle te kan kuier vandag. Dit is vir ons 'n groot voorreg. Ons bid net so vinnig. Hemelse Vader, dankie vir nog 'n geleentheid om u woord te kan verkondig. Ja Here, soos ons gesien het in ons gesang ook vandag, die tyd loop uit. My eerste lied wat vir ons sê, maak reg, want ons weet nie wanneer Jesus kom. Here, help ons om ons harte reg te hou vir u. Here, laat die woorde van ons mond en die oordeenkinge van ons hart vir u welgevallig wees, Here. Laat hierdie boodskap 'n boodskap wees van hoop, maar ook 'n vermaaning. Here, dankie dat u ons gebruik volgens u wil. In Jesus naam. Amen. Dus julle volgens die prentjie kan sien, ons praat oor skinder. Maar kom ek vertel jy so 'n kort storie. Ek hoor so rukkie terug 'n verhaal van 'n ou tannie daar op 'n klein plattelandse dorpie. En sy was bekend daarvoor dat sy die dorp se skinderbek was. Sy het almal en alles se storie geken. Maar op 'n dag toe kom hierdie tannie tot bekering. En sy is baie opgewonde. En sy hardloop daar na die pastoor toe en sê vir hom wat gebeur het. Maar sy vra vir hom, pastoor, wat moet ek doen om al hierdie kinderstories van my verlede weg te maak? Hy sê toe vir haar, volgende week, bring een van jou hoenders saam met jou. En sy maak toe so. En die pastoor sê toe vir haar, gaan nou huis toe, gaan slag hierdie hoender, en dan bring hy vir my volgende week al die vere binne in 'n sak. En die tannie maak toe so. En so die volgende week daar aankom met die vere, dan sê die pastoor vir haar, gaan nou in die dorp se hoofstraat. Dan gaan gooi jy hierdie vere uit, so ver as wat jy loop. Want sy doen dit. Dan kom sy die volgende week, en sê vir die pastoor, ek het al die vere nou weggegooi. Wat moet ek nou nog doen? Hy sê vir haar, gaan nou terug. En gaan tel al die vere weer op. En hierdie tannie word kwaad. Hy sê vir hom, maar dit is heeltemal onmoontlik om dit te doen. En hy sê vir haar, net so is dit met die kinderstories en die leuns wat jy vertel het jou hele lewe lank. Wanneer daai woorde uit jou mond uitgegaan het, kan jy dit nie weer terugbring nie. Dit is onmoontlik. Die Heilige Gees het vir Jakobus geïnspireer om die ware oorsprong van skinder vir ons oop te maak. En ek lees vir ons Jakobus 3 vers 6 tot 8. Die tong is ook 'n vuur. Ook 'n vuur. Die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in.
Dit besmet die hele liggaam. Dit steek die hele lewensloop aan die brand. En dit word uit die hel aangesteek. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende, sowel as seediere, word getem en is al getem deur die menslike natuur. Maar die tong kan geen mens tem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Nou wat doen die tong? Hierdie klein gedeelte van jou liggaam. Dit maak 'n groot klomp moeilikheid. Die tong veroorsaak pyn. Dit veroorsaak verdeeldheid onder mense. Dit veroorsaak bitterheid. Dit veroorsaak verwerping. Dit veroorsaak vyandskap tussen mense. Dit veroorsaak ernstige droefheid in mense. Dit maak mense hartseer. Dit krap weer ou wonde oop, wat lank al genees moes gewees het. Begin oorloë. En ons weet, die tong versprei kinderstories. Dit breek mense af, geestelik en emosioneel. Dit vernietig verhoudings. Dit spreek van welles. Dit spreek van hebsug. Dit spreek siekte en dood. En dit vernietig die gemeentes van Christus. En ek kan tot volgende week aangaan om vir ons te sê, wat doen die tong alles? Maar ek gaan nie. En dan ons almal weet dit nou al teen hierdie tyd. Maar dit bring ons by 'n ander deel van die liggaam. Wat eintlik vas is aan die tong. Want een kan nie sonder die ander een werk nie. Jou hart. Jeremia skryf vir ons in Jeremia 17 vers 9 en 10. Bedrieglik is die hart. Bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Weet julle wie ken jou hart? Die Here. Hy sê, ek, die Here, deursoek die hart. Toets die niere, om elkeen te gee na sy wee. Met ander woorde, na wat jy doen. Volgens die vrug van jou handelinge. So nou begin dit vir ons baie duidelik raak, dat die hart, kyk, die hart is eintlik by jou gedagtes. Eintlik, in werklikheid, die oorsprong is van alle kwaad. Die hart is waar al die seermaak begin uitbroei. En dit lyk naderhand soos 'n pot sop. Hy staan so in prik en kook. En 'n vuur is daar verseker. Die vuur van onvergifnis en bitterheid, wat hierdie pot vol haat laat kook en naderhand laat oorkook. Dit borrel en dit bruis, want die mens is so vol haat en nyd en ek wil niemand iets anders gun in die lewe nie. Maar hierdie onvergifnis vreet jou op,
van binne af, soos 'n kanker. Dit verswak tot jou oë. Hoekom sê ek so? Want jy kan nader nie meer sien wat's reg en verkeerd nie. En wat is goed en sleg nie. Maar Jesus sê vir ons, alle onreinheid kom van uit die hart. Dit is nie wat jy in jou liggaam invat, wat jou onrein maak nie. Nee. Dit is wat jou uitkom, by jou mond uitkom. Matteus 15, vers 18 en 19. Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. En dit is die wat die mens onrein maak. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuies en lastertaal. Wat is lastertaal anders as skinder? Dus ons ken 'n Afrikaanse idioom wat sê wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En nou kry hy sommer skielik 'n baie ernstiger betekenis. Ek kan dit bietjie verander en sê die duisternis van die hart lei die tong om dood en duisternis te spreek. Maar die lig in jou hart lei die tong om lewe en lig te spreek. En ons as mens moet kies. Gaan jy jou hart vol duisternis hou, of gaan jy die lig van Jesus deur jou laat uitskyn en jou woorde mense opbou, of gaan jy hulle afbreek? So die bewys is daar. Die tong en die hart kan nie op hulle eie iets sleg doen nie. Want as die hart vol lelike goed is, en daar's nie 'n tong nie, dan gaan dit nie uitkom nie. En as die hart nie vol duisternis is en lelike gedagtes is nie, dan gaan daar niks wees vir die tong om te spreek. Ons moet waak teen wat ons sê. As jy nie iets goed het om te sê van iemand nie, hou jou bek, man. Ek sê dit sommer reguit. Jy gaan nie mooi gepraat en ore gestreel word meer nie. Daar het genoeg mense in die gemeentes al seer gekry as gevolg van skinder. Daar het genoeg mense weggeloop van God af as gevolg van skinderstories. En dit stop hier. Amen. Vandag, nie môre nie. Want nie een van ons weet wanneer kom Jesus nie. Amen. Wees baie versigtig wat jy hier binne in jou hart wegsteek. Want God sien dit. Want God sien alles wat jy wegsteek. God ken jou beter as wat jy jouself ken. Jy kan jou duister gedagtes en jou vieslike goed wat jy beplan vir mense wegsteek, maar nie vir God nie. Hebreërs 4 vers 12 en 13 sê vir ons, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige twee-snydende swaard. En dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. En dit is die beoordelaar van al die gedagtes
in jou hart. Daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot. Die Engelse Bybel sê, alles is naak voor God. Dit is maar amper mooier gestel. So waak teen wat julle doen. Tyd verspeel is verby. Die Bybel sê, ons moet nie eers meng met iemand wat skinder nie. Hy sê, ons moet eers met hulle saamstaan en gesels nie. Weet wat skinderbekke verdraai ons nou alles wat ek sê. Ek het al gesien hoe pastore en predikante ondergaan as gevolg van kinderstories in kerke. Die wyse Salomo skryf vir ons in Spreuke 20 vers 19. Wie met kwaadsprekery omgaan, met ander woorde skinder, maak 'n geheim openbaar. Laat jou dus nie in. Laat jou dus nie in met een wat sy lippe laat oop staan nie. Al wat jou kan werklik vrymaak, is totale vergifnis van Jesus af. Kom ons begin leer om as kinders van God betroubaar van gees te wees. En om mense se sake eerder te bedek, as wat ons dit uitbasuin met 'n trompet voor ons mond. Dit Paulus sê vir ons, die Here gee vir ons 'n wapenrusting om ons te beskerm teen die vuurige pyle van die bose. Het julle al daaraan gedink dat jou kinderstories en jou leuns wat jy verkondig soos vuurige pyle is, dat mense se harte binnendring en hulle vernietig? Jesus sê vir ons, as jy een van sy mense iets aandoen, dan doen jy dit aan hom ook. So hoeveel keer het Jesus nou al seer gekry as gevolg van mense se kinderstories? Hoe moet hy nou al voel daaroor? Jy maak nie meer daai mens seer nie, man. Jy doen dit aan Jesus. Wanneer jy sy kinders beskinder, doen jy dit aan hom ook. Paulus leer vir ons in 1 Korintiërs 13 dat die liefde alles bedek. En ek dink gaan vir ons daai stukkie lees uit 1 Korintiërs 13, net so 'n klompie verse. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Die liefde is nie opgeblaase nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Dit soek nie sy eie belang nie. Dit word nie verbitterd nie. En dit reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. En ons as jy iemand te nagekom het, as jy vir iemand geskinder het, gaan maak dit vandag reg. Want jy weet nie of jy môre gaan lewe nie. Gaan hulle vra vergifnis. En begin sommer by God ook. En vra hom ook vergifnis.
omdat jy dit gedoen het. Ons almal is skuldig aan skinder. Kom ons gebruik eerder ons tonge om lewe te spreek in mense se lewens. Want die Bybel is baie duidelik, wanneer dit vir ons skryf, dat ons die vrugte sal pluk van dit wat ons spreek. Spreuke 18 vers 21, en almal ken hierdie ene. Dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Dis ernstige woorde hierdie. Dis nie iets wat jy maar ligtelik moet opneem en dink. Ek sê dis ernstige woorde. Dis nie iets wat jy maar net liggies moet opneem en dink, ag, dis maar net kinderstories nie. Nee. As jy die vrug gaan eet van dit wat jy doen, daai vrug kan dalk sleg wees, hoor. Hy kan dalk so vol gif wees dat jy self daarvan doodgaan. Gaan jy daarvan hou as iemand anders van jou skinder? Bybel sê ons moet stadig wees om te praat. Ons moet nie vinnig praat nie. Ons moet eers 'n bietjie luister. Neem in en bly stil. Dit is nie altyd nodig om te praat nie. So volgende keer, wanneer jy weer sleg praat van iemand, of wanneer jy iets lelik beplan, of iets dink wat jy iemand anders wil doen, of wanneer jy lekker sit en skinder, saam met jou maatjies, om 'n koppie tee, onthou vanoggend se boodskap. Want God sal vir elkeen gee volgens sy weë. Weë. God is nie iemand met wie jy moet speel nie. Elkeen gaan verantwoording doen voor God vir elke woord wat jy gespreek het. Ja, elke mens gaan geoordeel word aan hulle leuns en hulle kinderstories. Matteus 12 vers 34 tot 37. Adder geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn. En die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Kom ons begin bietjie hierdie tong onder beheer kry. Kom ons begin bietjie om ons lelike goed wat ons doen aan ander mense mee te stop. Dit is so onnodig. Jesus het aan 'n kruis gesterf in liefde vir my en vir jou en vir elkeen wat hier is. Waarom is ons so vol haat? Kom ons hou op ons neus en ander mense se sake te wil steek die hele tyd. Dit het niks met jou te doen nie. Fokus eerder op jou verhouding met God.
Dit is baie belangriker as ander mense se stories. Maar onthou, daai een by wie jy so lekker sit en skinder, as jy wegloop, skinder hulle van jou. Klink lekker, nee. Gun ander vryheid om vir die Here te leef soos wat hy hulle lei. Nie soos wat jy vir hom wil bepaal nie, want jy is nie God nie. As ons oortuig is dat iemand sondig, gaan sit een kant met die persoon en spreek hom aan daaroor. Moenie daaroor sit en skinder nie. Maar as ons kinderbekke te bang is om iemand van aangesig tot aangesig te spreek. So, as wat is jy bekend in jou gemeente? Is jy die kerk se lopende koerant? Of is jy die kerk se radiostasie wat alles van almal weet? Of sien mense Jesus Christus in jou wandel en jou weë? Onthou, jy is dalk die enigste geleentheid vir iemand om die beeld van Jesus te sien. Watter beeld dra jy uit na mense toe? Die beeld van Jesus, die ware Jesus van die Bybel, of die beeld van Satan? Ons moet mense opbou en nie afbreek nie. Skinder veroorsaak jaarliks meer trane en onderlinge verdeeldheid onder Christene. Ek praat nie eens van heidene nie. Ek praat nou van Christene. As wat oorloop bloed vergiet. En dit is hartverskeurend. So ek sê weer, waar die hart van vol is. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie boodskap vanoggend. En Here, laat ons harte oopmaak en oopskeer, Here, dat ons kan besef hierdie duisternis moet uit. Laat ons harte vul met U lig. Laat ons lewens getuig van U. U, ons redder, ons saligmaker, ons koning. Here, dankie dat ons hierdie boodskap kan oordra. Here, is nie altyd maklik om hierdie tipe boodskappe vir mense te gee. Maar U weet dit is nodig. Dankie dat U ons gebruik volgens U wil. En Here, dankie dat ons net gehoorsaam kan wees. En wanneer ons hier uit mekaar uit gaan, Here, laat ons elkeen gaan selfondersoek doen. En U Gees vra, deursoek my hart. Dat ons kan kyk waar daar nog plekke is, wat ons moet regmaak. Voordat dit te laat is. Here, help ons, want sonder U kan ons nie. Seën ons almal deur die res van die week, Here. En bring ons veilig weer by mekaar. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Iets wat